Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na presentasies, gewone presentasies vorentoe en dan gaan ons ook kyk na hoe doen ons presentasies agteruit. Ek het 'n groot woord hier geskryf, omgekeer. Jy moet die omgekeer onthou, dan sal jy die moeiliker sommer maklik kan doen. Die eerste vraag wat ons net gaan behandel is, hier's dan geskryf, Ben besluit om penne teen 'n verlies van 40% te verkoop. Hy het die penne vir R8 elk gekoop, waarvoor sal hy hulle verkoop? En dan gaan ons jou twee maniere wys. Onthou, indien daar enige iets in skoolwiskunde is, wat jy sukkel met presentasies, kan jy vir ons 'n WhatsApp foto van jou probleem aanstuur na hierdie nommer toe. Ons sal die probleem vir jou probeer oplos en so gou as moontlik verniet vir jou antwoord terugstuur. Probeer altyd eers op jou eie. Ek het sommer 'n paar vrae uit verskillende boeke uitgaan haal om hierdie vir ons te verduidelik. Ek noem hierdie eers 'n som wat vorentoe gaan met presentasies. Een van die moeilikste goed wat mense mee sukkel met presentasies is die leeswerk en dit is nooit so moeilik nie. Want ek gaan dit vir jou voorlees, maar jy moet op jou eie presentasie woordsomme kan lees. Hier so staan, 'n item is gekoop vir R80 en verkoop teen 'n wins van 20%. Vir watter prys is die item verkoop? So, winkeleienaar het R80 betaal, hy wil 20% daar bysit en dit gaan dan die prys wees wat hy vra. Daar's twee maniere om hierdie probleem op te los. Jy moet al twee verstaan, want jy gaan op verskillende plekke verskillende tegnieke gebruik. So ons wil 20% van R80 uitwerk en 20 op 100, soos ons dit skryf, van is maalmos in wiskunde en dan 80 op 1. Eerste rede hoekom ek dit in breuke skryf, is indien jy nie sakrekenaar mag gebruik nie, kan jy kansellering hier toegepas het. Ek gaan nie vir jou wys hoe nie. Ons druk dit in 'n sakrekenaar in, dan kry ons R16. So 20% van R80 is R16. Nou moet ons dit bytel by die R80. Dan gaan die prys van die artikel, wat die persoon, wat die winkeleienaar gaan vra, gaan R96 wees. Of die tweede tegniek, kan ons reguit na die antwoord toe gaan met 'n sommetjie. Jy skryf 120 op 100 maal 80, geef my dadelik die R96 wat die prys gaan wees. Jy probeer verstaan, ons sien hierdie R80 as 100% en hierdie 20% by, dit maak dit 120% van die R80 is dan R96. Ek sien my volgende probleem steeds as 'n vorentoe som. Ek lees hom vir ons. Ben besluit om penne teen 'n verlies van 40% te verkoop. Hy het die penne vir R8 elk gekoop, waarvoor sal hy hulle verkoop? Weereens 'n groot klomp woorde, maar dit kom in kort daarop neer. Ben het vir R8 penne gekoop, hy wil hulle nou vinnig verkoop, kry hulle nie verkoop nie, nou gaan hy 40% aftrek van die R8 en dan eers die penne verkoop. Weer het ons twee maniere, jy moet al twee asseblief verstaan. Met die eerste tegniek werk ons eers 40% van die R8 uit, so dis 40 op 100 maal 8. Dit doen ons dan met die sakrekenaar. Dan kry ons R3.20. Nou moet ons hierdie 40% aftrek van die R8 af, en dit gee dan vir ons R4.80, waarvoor hy elke pen gaan verkoop. Of, ons het 'n tweede tegniek, wat ons reguit na die antwoord toe sal vat. Ons sê, dat indien die R8 100% was, en jy vat 40% weg, gaan dan net 60% van die prys oorbly. So ons gaan 60 op 100 van die R8 uitwerk. So die finale prys sal 60% van die R8 wees. 60 op 100 maal die R8 gee dan vir ons R4.80 reguit na die antwoord toe. Die volgende twee probleme wat ons gaan hanteer, noem ek die agteruitsomme, en ek het groot hier geskryf omgekeer. Probeer 'n gevoel kry en vergeet die groot woorde wat ek sê. Ek het gesê ons gaan van 'n vermeerderingssom af, agteruit gaan of omgekeer werk. Ek lees vir ons die probleem. Petrus verkoop koffiebekers teen 45% wins. Indien hy die bekers vir R21.75 elk verkoop, waarvoor het hy hulle aangekoop? Wat jy nou moet verstaan is dat binne hierdie R21.75 is reeds 45%. Soos 'n bietjie tyer om hierdie goed uit te werk. Ek het nog 'n video gemaak oor presentasies BTW. Daar's twee van hulle, gaan kyk ook na hulle, het nog sulke voorbeelde in. Ek gaan jou nou net hier deurbabbel. Die oorspronklike prys word as 100% gesien. Nie daai R21 nie, die prys wat dit was voor die 45% bygekom het. Hierdie genoemde prys wat ons nou hierso sien, het ek geskryf, die genoemde prys is dan daai 100% plus die 45%. Daarom noem ek hierdie prys nou 145%. Want binne in hom is die oorspronklike 100% en die 45% wat ons bygesit het vir die wins. Ons soek dus die 100%, nie die 145% nie.
Van hier af verstaan party mense wat ons doen, of ander volg maar net en doen en vertrou wat ons doen. En dan skryf ons 100 op 145 maal 21,75 op 1 en druk dit in die sakrekenaar in. Dit gee dan vir my R15 en dit is die beker voordat die wins by is, daar waar ons gesê het wie ons as 100% kies. Stop die video en kyk 'n bietjie hierna en lees wat ek hier geskryf het. Vergeet nou die groot woorde wat jy elke keer sien, hier staan weer ons gaan agteruit met hierdie voorbeeld. Onthou 'n bietjie die omgekeer, dalk kry jy gevoel daarop. Ons sê hierso, ons werk nou van vermindering af, agteruit of omgekeerd. Ek lees vir ons die probleem. Emma het boeke gekoop vir R9.60 op 'n 20% afslag uitverkoping. Wat was die oorspronklike prys van die boeke? Die oorspronklike prys is dan, word ons sien ons as 100%. Die genoemde prys van R9.60, die genoemde prys is dan 100 minus 20, wat dan 80% is. Ons soek dus 100%, nie die 80% nie. Ons skryf dit as 100 op 80 maal 9,60 op 1. Dan gebruik ons die sakrekenaar. Hy gee dan vir ons R12 en wat ek hier geskryf is die oorspronklike prys of 100% in hierdie storie. Ek sal voordat jy hierdie video 'n paar keer deurkyk en oral waar ek praat, saam met my praat en so 'n gevoel kry op hoe hierdie persentasiesomme werk, vorentoe en agteruit. En probeer insien wat bedoel ek met hierdie omgekeerd. Ek wil hê jy moet dit insien. In die eerste twee somme was die 100 onder, hier staan die 100 bo, maar jy kan nie dit onthou nie. Jy moet regtig 'n gevoel kry op wat hier aangaan. Daar asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal.